I think it's dangerous to play God. Sophie, I believe in proof. There is no proof that there is some magical spirit that's invisible, living above us, right on top of us. How many senses do worms have? They have two: smell and touch. Why? So they live without any ability to see or even know about light, right? The notion of light to them is unimaginable. Yeah. But we humans, we know that light exists all around them, right on top of them. They cannot sense it, but with a little mutation, they do. Right? Correct. So, after perhaps some humans, rare humans, have mutated to have another sense, a spirit sense, and can perceive a world that is right on top of us, everywhere. Just like the light on these worms. So you're a mutant. Mm-hmm. And I'm not the only one. Soos jy sê, daar's so baie bewyse en stukke van goed wat die teenoorgestelde kan bewys. So oorreed, nee. Ek het my eie vrae elke dag en ek dink daar's baie goed in die Bybel wat maak dat 'n mens daai vrae het en die Here het jou brein gegee om daai goed te bevraagteken. Ek sal altyd luister na die redes. Ek dink dit is altyd goed om alles te weet, maar ek sal nie sommer net so iets groot van my lewe net verander net omdat een persoon dit vir my kom sê nie. Yeah, it's like actually in school we discuss a lot about religions because I come from a school where people come from different backgrounds. Yeah. So I kind of get used to the kind of conversation where people discuss about other religions, other beliefs. So I think it's okay for me, yeah. Okay. No, I think it's fine because I'm also go to church with my friend on Sunday, so I think it's really fine. I'm really fine with that. Vir my is daar net een God en dis net hy wat wonderwerke kan doen. Dis hy wat alles geskep het. Dit is te groot vir ons menslike verstand. En as jy werklik waar naby hom lewe, gaan jy nie ander oplossings soek. Dit is my wonderlik as my pad kruis met mense wat totaal en al anders dink en heeltemal anders probeer wees as die deursnit Christen. So ek sal verseker met hulle in gesprek wil tree. Nie oorreed nie, enigiemand nie. Ek dink nie ons is geroep om mense te oorreed van enigiets nie. Ons is geroep om in mense in liefde te hanteer, net soos wat hulle is, waar hulle is en dan 'n pad saam met hulle te stap. Wie sê God het nie evolusie gebruik om te skep nie? Wie verduidelik vir ons die skepping versus evolusie? Ek glo God het die aarde geskep. Die proses kan evolusie wees, die proses kan adaptation wees. Ek weet nie wat se proses nie. Ek dink dis die media wat prosesse en dinge voorsit laat jy dit in 'n boks sit. As jy glo in evolusie, glo jy nie in die skepingsverhaal nie. Sien vir ons, want die skepingsverhaal speel iets wat like 4000 jaar terug. Evolusie is miljoene jare terug. So ek dink net jy daardeur sê jy eintlik jy glo nie aan Jesus nie. Jy glo nie aan uitgekom aarde toe 2000 jaar terug nie. Want ek meen dit is alles baie mense sê dis 'n storieboek. Ontbloot van alle waarheid. Is mense glo dit omdat hulle wil glo. Ek sê nee. God praat met jou, maar as jy eers sy stem ken, dan sê jy hom hoor. Maar as jy hom nie ken nie, dink ek jy nie reg nie. Ek sal nie oor die algemeen stry oor geloof nie, want geloof is maar baie soos jou eie relationship al met die Here en so. Maar soos as iemand vir jou sê, dis nie logies om dit te doen nie, dis nie logies om baie goed te doen nie, dis nie logies om te glo van jy het 'n brein nie, want jy kan dit nie sien nie, byvoorbeeld. So ek dink dit hang af van persoon tot persoon en wie dit is wat dit vir jou kom sê. People might not have faith in God, but they might have faith in various other things. And sometimes there's more to creating a tolerant society than orthodox Christian faith.
Maar die wetenskap het vir ons 'n verifieerbare, 'n toetsbare model gebring om te sê, toets hieraan. En dan kan jy verstaan wat werk. En al ons tegnologie het rondom het ontwikkel, elkeen van ons lewe daagliks op hierdie beginsels. Ons question dit nie eers. Maar dan kom ons by godsdienst en by God, dan laat val mense dit, dis 'n warm patat. Dan word daar gespring na iets anders. So vir my gaan dit daaroor om te sê, kom ons meet alles, en kyk, die wetenskap het nooit gesê, hy wil God bewys of nie bewys nie. Dis nie die wetenskap doen nie dit nie. Die wetenskap sê, ek werk met die natuurlike, dit wat ons kan toets en meet. En ek wil vrae beantwoord soos, hoe werk dinge, hoekom is hierdie so? Hoe pas goed in mekaar? En ek voel, daar is baie vrae wat ons nie geantwoord nie, en ja, ek is ook op 'n gedurende soektog om daai vrae te antwoord. En dis kom ek hier is. Die kant van die argument wat sê, eintlik weet ons nie. Want ek het gesien, die mense wat sê hulle weet, daar was nie vir my genoeg logiese verklarings vir wat hulle weet nie. So, ek is gemakliker met nie weet. Dit maak my veilig. Ek dink die mense kan sê, daar is nie iets soos 'n God nie. Wie kan dit sê? Maar die mense wat so seker is, daar is 'n God, of die mense wat so seker is, daar is nie 'n God nie, ek kan ook nie met hulle saamgaan nie. Want hulle werk nie met dieselfde waardesisteme as ek dan. Maar kom ek stop eens daar. As ek vir myself vra, hoe kom ek tot kennis of hoe kom ek tot waarheid, dan dink ek het 'n mens meer nodig as net die wetenskap. Ek is 'n voorstander van die wetenskap, ek ondersteun byvoorbeeld die wetenskap. Nou ek reageer nie op almal nie, ek verduidelik, ek het van die begin af gedink ek wil dit verduidelik. Ek dink die wetenskap maak nie voorsiening vir die omvattende menslike belewenis nie. Met ander woorde, hy gee nie vir jou regtig antwoorde op die totale beleweniswêreld wat mense as sulks het nie. So ek dink daar is meer nodig om die werklikheid met verklaar as bloot iets soos natuurwetenskap. So ek dink die Christelike lewens- en wêreldbeskouing in die totale narratief soos dit ontwikkel het van die begin af in die Ou en Nuwe Testament, gee vir ons die heel beste verklaring vir hoe meeste van ons realiteit beleef. Ek het van die begin af groot geword met die idee dat dit is mensewoorde in die Bybel. Ek was klein toe ek het geglo, die Bybel bevat mense se woorde. Maar is God wat daardeur werk, die God kies om organies deur mense te werk. En ek het nog nooit eintlik geglo dat die Bybel boek is wat van die hemel afgeval het, jy weet, klink klaar en hier's alles woep, God se woord en is dit, jy weet, daarom lees ek die Bybel ook nie soos 'n kontrak nie. Ek lees hom soos 'n narratief, soos 'n storie wat ontwikkel het. Maar ek glo dat die Here betrokke was daarbey en dat hy deel was daarvan en op so 'n manier dat mense sy stem wel kan hoor.